Baie welkom. Ek is so bly om julle weer te sien. Kan julle nog ons missiekode van verlede week onthou? Dis iets van, in Lukas 16 vers 10 staan daar, as ons getrou is in die kleine, dan sal ons ook getrou wees in die groote. Ek was nogal bekommerd dat Tim nie sy pad gaan terugvind verlede week nie. Maar ek is so bly om te sien, hy het geleer dat hy moet getrou wees in die fynste detail van die opdragte wat G-Man vir hom gee, sodat hy kan groter opdragte kry vandag. Ek is so nuuskierig om te sien, wat gaan vandag gebeur en wat Tim se opleiding vandag gaan behels. Maar voordat ons hoofkwartiere toe gaan, kom ons staan op, dan aanbid ons die Here, want hy is waardig om aanbid te word. I'm gonna run, run, run to his love, love, love. I'm gonna sing, sing, sing to God's Son. I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the one I trust. When I'm alone, when I'm afraid, I know that He is with me every day. He's by my side, He hears me when I pray. Jesus, I trust in Him. I'm gonna run, run, run to His love, love, love. I'm gonna sing, sing, sing to God's Son. I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the one I trust. When I'm awake, when I'm asleep, I know that He is watching over me. He keeps me safe, He loves my family. Jesus, I trust in Him. I'm gonna run, run, run to His love, love, love. I'm gonna sing, sing, sing to God's Son. I'm gonna shout, shout, shout the name of Jesus. He is the one I trust. He is the one I trust. He is the one I trust. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan en die liefde binne staan. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan en die liefde binne staan. Op die woord. Laat die mense lag, laat die mense snou, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan en die liefde binne staan. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek
sal ek gaan. Dis genoeg vir my. As almal om my twyfel, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die poort klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan. En die leeuke binne stap. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die poort klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan. En die leeuke binne stap. Op die woord. Woorde bring verligting. Die woorde bring hoop. Die woorde bring antwoorde. Die woorde leef in my. Die woorde bring verligting. Die woorde bring hoop. Die woorde bring antwoorde. Die woorde leef in my. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die poort klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan. En die leeuke binne stap. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek uit die poort klim. Op die woord sal ek in die vuur ontstaan. En die leeuke binne stap. Op die woord. Dit is so 'n voorreg om die Here so vrylik te kan aanbid. Ek hou daarvan om die Here te aanbid deur musiek en liedjies. En jy? Julle weet natuurlik daar is baie ander maniere hoe ons ook die Here kan aanbid. Kan julle 'n paar van hulle raai? Maar wag, ek gaan vir julle leidrade gee. Kyk 'n bietjie na hierdie prentjie op die skerm. Wat dink julle doen hierdie persoon om sy aanbidding vir die Here te wys? Natuurlik, sy dans. En hierdie prentjie? Dis wat ons almal ken. Dis om 'n liedjie te sing. Kyk 'n bietjie na hierdie prentjie. Hierdie persoon bid. Dis ook 'n vorm van aanbidding. Ek gaan julle vasvra op hierdie een. Wat dink julle is dit? Julle is slim kinders. Dit is woorde en dade. Meer dade as woorde hierdie keer. Kan julle sien die aksies van die persoon? En die laaste ene? Ek het al klaar vir julle 'n leidraad gegee in die vorige een. Dis natuurlik woorde. Dis ook 'n vorm om die Here te aanbid. Deur ons woorde en dade kan ons ten enige tyd die Here aanbid. Kom ons gaan kyk 'n bietjie vir Tim, hoe hy sy woorde en dade gebruik om die Here te aanbid. Hallo Tim, het is goed om jou weer te sien. Hallo Biddy, ek is baie opgewonde oor my opleiding vandag. Ek dink ook so. Volg my na jou volgende taak toe. Vir my was gesê dat jy op lesenaardiens is vandag. Ek dink dat jy alles op jou lesenaar sal vind wat jy nodig het. Lesenaardiens? Hoekom op aarde sal ek op dit wees? Tim, ek weet nie regtig nie. Ek is net die middelman. O, Fruit Loops, ek kan nie glo ek is op 'n lesenaardiens nie. Jy, 'n e-pos van G-Man af. Liewe Tim, jy is op lesenaardiens geplaas, omdat jy in jou vorige missie misluk het. Een van die instruksies was dat jy nie die GPS moes afsit nie, wat jy wel gedoen het. Ek waardeer die feit dat jy dit erken het, maar elke keuse het 'n gevolg. Maar wees verseker dat by MICHQ sal jy altyd iets nuuts leer, as jy gehoorsaam is aan die reëls. Ek wil jou net herinner dat in elke taak wat aan ons gegee word, maak nie saak wat dit is nie, daar is altyd iets om te leer. Tim, ek tel op dat jy so 'n bietjie frustreerd is. Ek dink pizza help. Tim, ek dink jy moet praat oor die emosie wat jy nou voel.
Ek is geprogrammeer met sensors en algoritmes om mense te help om hulle gevoelens te ontdek. Biddy, ek is groen met jaloesie, want al die ander agente is almal daar buite in die veld. Hoekom kan ek nie ook in die veld wees nie? Ek dink jy is in 'n groen by. Jaloesie, om te voel of te wys dat jy afgunstige wrevel teenoor iemand voel oor hulle prestasies, besittings of waargenemende voordele. Wat kan 'n mens daaraan doen? O, goeie genigtig. Ek dink jy het nou net van die jaloerse by na 'n woedeby toe verander. Woede, 'n sterk gevoel van irritasie, onsmaaklikheid of vyandigheid. Net soos wat gebeur met 'n klein dogtertjie wat kwaad geraak het vir haar sussie oor jaloesie. Ek dink Tim moet diep asemhaal. Haal asem en tel tot 10 voordat jy kies hoe om te reageer uit jou rooiby. Wel, Biddy, natuurlik is ek kwaad omdat ek nou hier vas is op lesnadiens en al die ander agente is buite in die veld. Dis net onregverdig. Onregverdig? Om nie die reëls van 'n speletjie of sport te volg nie. Ek dink Tim het nie die reëls gevolg in die missie nie. Of hoe? Ja, okay. Jy het 'n punt daar, Biddy, maar ek is steeds kwaad. Woede. Woede. My database sê dat die emosie is nie verkeerd nie. Dit is wat Tim besluit om te doen met daardie emosie. Ek dink dis tyd dat Tim bietjie kyk na sy missiekode vir vandag. Ek het selfbeheersing. Spreuke 14 vers 29. Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig. Maar iemand wat gou kwaad word, wys vir almal dat hy 'n dwaas is. Wow. Biddy, jy is sommer direk op 'n punt af, né? Punt. Nee, Biddy. Dis net 'n ander manier om te sê, jy is reg. Ek het selfbeheersing. Spreuke 14:29. Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig. Maar iemand wat gou kwaad word, wys vir almal dat hy 'n dwaas is. Ek dink dis die missiegids wat reg is. Reg is jy alweer, Biddy. Kom ons kyk wat die storie in ons missiegids vandag vir ons gaan vertel. Ek dink nie Tim is gelukkig met daardie lesenaarpligte nie. Hy beleef gevoelens van woede en jaloesie. Ek is seker julle beleef ook soms sulke gevoelens, jy weet daar emosies. Draai gou na iemand langs jou en vertel hulle van jou emosies en jou gevoelens. Julle weet, ek sukkel ook soms met my gevoelens. Maar gevoelens per se is nie verkeerd nie. Dis wat ons met ons gevoelens doen, waar die vraagteken is. Hoe hanteer ons dit? Wat doen ons daarmee? Dit vra vir 'n baie spesiale vrug. Julle onthou, toe ons gepraat het oor die vrug van die gees, toe het ons 'n lemoen gehad. Toe sê ons die skil is liefde en dit hou al die skyfies bymekaar. En een van die skyfies is selfbeheersing. Selfbeheersing bestaan uit 2 woorde. Self en beheer. So wat beteken dit? Dit beteken stop, dink en selfbeheer. Kan julle onthou wat het Bibi vir Tim geleer? Sy het gesê, hy moet tot 10 tel. Gaan ons dit gou oefen. Ek gaan tot 5 tel en dan gaan ons asems diep intrek. Ons gaan nie praat vir 10 tellings nie en ons kyk of ons dit reg kry. Is julle gereed? 1, 2, 3, 4, 5. Wel gedaan. Julle weet, ons kan altyd iets leer in die missiegids. Kom ons gaan kyk wat 'n storie word geassosieer met vandag se les. As
julle kan onthou, het ons laaste storie gegaan oor Daniël en koning Nebukadneser. Doen dit saam met my. Koning Nebukadneser. Hy het Daniël en sy 3 vriende in diens gestel aan die paleis. Maar een aand, toe kry hy 'n verskriklike slegte droom. Die droom was so sleg geweest, dat hy glad nie kon slaap nie. Die arme man. Toe roep hy al sy towenaars en die wyse manne en al hierdie fortuinvertellers om te sê wat hierdie droom van hom beteken. Hy sê vir hulle, ek het 'n droom gehad wat my pla en ek wil weet wat dit beteken. Sy wyse manne het geantwoord, wel, ons dien op die plesier, vertel ons van jou droom en ons sal jou vertel wat dit beteken. Die koning het geweier en gesê, nee, ek wil hê, julle moet my vertel wat ek gedroom het en wat dit beteken. As julle dit doen, sal ek vir julle baie beloon, maar as jy nie kan nie, sal ek julle almal laat doodmaak. Dis bietjie erg. Die wyse manne het in ongeloof geantwoord, koning Nebukadneser, wat jy vra is onmoontlik. Niemand kan dit doen nie. Slegs 'n God kan jou vertel wat jy gedroom het, maar hulle leef nie hier tussen ons nie. Die koning was woedend geweest en hy het gesê hulle almal moes doodgemaak word. Toe die hoofsoldaat vir Daniël gaan haal, dis Daniël soos, maar wat gaan nou aan? Hoekom is die koning Nebukadneser so kwaad vir almal? En Daniël sê toe vir hom, kan hy bietjie meer tyd kry om asseblief uit te figure wat die koning se droom is. Die hoofsoldaat is toe so, "Sjap, Daniël, jy kan na hom toe gaan." Daniël gaan toe na die koning toe en hy smeek vir hom, asseblief, koning, kan ek bietjie meer tyd kry om net uit te figure wat jy gedroom het? En die koning sê, dis reg. Daai aand gaan Daniël en sy 3 vriende huis toe en hulle bid dat God sal openbaar wat koning Nebukadneser gedroom het. Natuurlik, daai aand, toe sien Daniël presies wat koning Nebukadneser gedroom het en presies wat hierdie droom beteken. So cool. Die volgende dag gaan Daniël na die koning toe en die koning sê vir Daniël, is jy in staat om vir my te sê wat ek gedroom het en wat dit beteken? Daniël antwoord, niemand kan vir jou sê nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. Hy het vir my jou droom gewys en wat dit beteken. Julle, dit was presies wat die koning gedroom het. Dit is so cool. Hy het alles gehoor wat Daniël gesê het en dadelik op sy knieë geval voor hom en vir Daniël gesê, jou God is sekerlik die grootste van alle gode en die Here van die konings. Hy kan die grootste geheime openbaar. Natuurlik, daarna is Daniël na 'n beter posisie toegeskuif en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, is ook leiers gemaak. Nou, net toe ons dink alles het bietjie kalmer geword. Nee. Toe gaan koning Nebukadneser en bou 'n goue standbeeld. Nie van 'n kat of 'n hond of enigietsie, maar van homself. Kan julle dit glo? En hy sê toe, as daar sekere musiek begin speel, dan moet almal neerval en hierdie standbeeld van hom aanbid. Bietjie soos musical chairs, maar net anders omgeruil. Sowel musical chairs is as die musiek stop, dan gesit jy, moes hulle, as die musiek begin speel het, moes hulle hierdie standbeeld aanbid het. Dis darem maar baie vreemd, né? En hy sê toe, wie ook al dit nie doen nie, sal in 'n vuuroond gegooi word. Wat is 'n vuuroond? Soos 'n normale oond wat in die kombuis is, maar seker net baba, groter en met soos vlamme, soos 'n braai. Seker maar 'n groot braai. En natuurlik het Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, dit nie gedoen nie. Die koning was woedend geweest toe hy dit uitgevind het. Maar hy sê vir hulle, ek sal vir julle 'n laaste kans gee om neer te val en my standbeeld te aanbid. Natuurlik, toe begin die musiek en Sadrag, Mesach en Abednego sê toe, ons gaan dit nie doen nie. En hulle is toe in 'n vuuroond gegooi. Maar Sadrag, Mesach en Abednego het sterk in hulle geloof gestaan en vir die koning gesê, die God wat ons dien is in staat om ons te red van die vuuroond en julle krag. As hy dit doen, is dit goed, maar selfs as hy dit nie doen nie, sal ons nie jou gode dien nie.
Ons sal nie die goue standbeeld wat jy opgestel het aanbid nie. Julle kan net dink hoe kwaad was koning Nebukadneser gewees en hy het die 3 manne in die vuuroond gegooi. Maar hy het vir sy soldate gesê dat die vuuroond 7 keer warmer moet wees as wat dit gewoonlik was. Dink net soos aan jou pa se braai, hoe warm is die vuur al klaar. Nou dink 7 keer warmer is dit. Dis verskriklik warm. Jessie, okay, so, die soldate wat die 3 toe in die vuuroond gegooi het, val toe net dood neer, net daar so van die hitte. En 'n rukkie daarna, toe die koning in die vuur kyk, toe sien hy, daar is 4 mans, nie net 3 nie. En nie een van hulle het gebrand nie. Julle, dis cool. Toe sê hy, hulle moet uit die vuuroond uitkom. En toe sien hy, hulle klere is nie gebrand nie, hulle hare is nie geskroei nie, en hulle ruik nie eers na rook nie. Dit is daarom op verskriklik cool. Hulle het gekies om God te vertrou. Na hierdie het die koning vir hulle nog meer belangrike werk gegee. Fluit, my storie is uit. Daniel het deur baie gegaan. Ek weet nie hoe hy soveel selfbeheersing gehad het nie. Ek neem aan dis wat G-Man bedoel het toe hy gesê het daar is altyd 'n les om te leer. Selfbeheersing. Om beheer van jou emosies te wees. We all have emotions, they're what we feel inside. Sometimes we are happy, sometimes we want to hide. When we find ourselves upset, one thing we shouldn't do is throw a temper tantrum, instead just think it through. Self-control, gotta have it when you're mad, and you've had it take some time, if you need it till you're calm inside. Self-control, gotta use it, keep your cool, don't lose it, it's right there, so choose it, take control right now. Dink Daniel het baie selfbeheersing gehad. Hy moes seker baie tot 10 getel het. Ja, Biddy, hy het verseker en deur sy selfbeheersing en getrouheid het hy waarlik God se liefde vir ander gewys. Jy, nog 'n e-pos van G-Man af. Goeie werk, Tim. Ek hoop jy het geleer hoe belangrik dit is om selfbeheersing te hê, veral as jy 'n goeie agent wil wees. As jy nie in beheer is oor jou reaksies as gevolg van emosies nie, sal jy nooit 'n goeie agent kan wees nie. Geniet dit, G-Man. Fruit Loops, ek moet sê ek het baie geleer oor selfbeheersing vandag. Ek is eintlik baie gelukkig oor die lesenaardiens, want as dit nie vir die lesenaardiens was nie, sou ek dalk nooit iets geleer het nie. Ek het die team is nou gelukkig. Ek het dink my bysfeer het 'n goeie werk gedoen vandag. Verseker, en so ook jy, Biddy. Dankie dat jy vir my missiekode gewys het. Ek het selfbeheer, Spreuke 14 vers 29. Iemand wat nie gou kwaad word nie, is baie verstandig. Maar iemand wat gou kwaad word, wys vir almal dat hy 'n dwaas is. Team het verseker baie geleer. Tyd vir my battery te gaan laai. Sien jou môre, team. Goeienaand, Biddy. Sien jou môre. Sjoe vriende, ek het vandag se opleiding so baie geniet. Ek het geleer dat ek het selfbeheersing. Ek het gesien dat daar baie emosies is, maar dat gevoelens en emosies nie verkeerd is nie. Ek het geleer dat ek moet leer om my emosies te beheer, dat ek moet selfbeheersing toepas. Deur liefde kan ek kies hoe ek mense om my wil behandel. Julle weet natuurlik dat in 2 Petrus 1 vers 3 staan daar: Ek het reeds alles wat ek nodig het om tot God se eer te leef en hom te dien. Dit beteken ek het selfbeheersing. Dit laat my nou dink. Daar's nog 'n teksvers. Daar in 14, Spreuke 14 vers 29 staan daar dat iemand wat lank vat om kwaad te word, verstandig is. Dit beteken hy is slim. En iemand wat gou-gou kwaad word, is 'n dwaas. Ons is mos slim kinders van Jesus. Kom aan ouens, kom ons beheer ons emosies. Kom ons kies hoe ons gevoelens gaan gebruik wanneer ons tussen ons mense is wat ons liefhet. Dit bring ons aan die einde van vandag. Maar kom ons staan op en ons aanbid die Here. Kom ons wys vir hom
hoe lief het ons hom. Tot volgende keer.